Goeiedag. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, onze Here. Mag die genade van onze Vader en onze Here Jesus Christus en sy vrede regtig vir jou vermeerder, terwyl ons met hierdie kosbare woord van hom gaan besig wees. Terwyl ons gaan besig wees om die Heilige Gees kans te gee, om vir ons in die volle waarheid te begelei. En dat ons onsself sal beroem op die volle verstaan van die kosbare woord wat die Here aan ons meedeel. Daarom wil ek graag vra dat jy jou Bybel sal oopmaak by die eerste keer waar Jesus 'n gelykenis vertel het en die voorbeeld van suurdeeg gebruik het. Ons gaan nou oor 'n paar oomblikke bid en die Here vra dat hy dit vir ons nog meer verstaanbaar kan maak. Maar ek wil graag vra, net voordat ons bid, of jy nie net saam met my sal jou Bybel oopmaak by die eerste evangelie in jou Nuwe Testament, Matteus, en ons gaan nou verder uit Matteus lees, maar by Matteus 13 vers 33. En ek wil graag voordat ons bid, na aanleiding van dit wat ek ook graag vir die Here wil vra, oor ons tyd nou saam rondom die woord, binne in die woord, met die woord Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, die leiding van die Gees, die lering van die Gees, dat ons onsself net vir 'n oomblik sal vergewis met hoe maklik dit is om die skrif en die woord te kan begryp, daaroor na te kan dink en onmiddellik dit van toepassing te kan maak op die hier en nou. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê, hoe tragies dit is, dat selfs wanneer ons daaroor kan dink, wanneer ons dit kan aanneem, dat by die uitleef daarvan, en by die volle verstaan daarvan, die volle hoogte, die diepte, die breedte en die lengte daarvan, dat ons soms sukkel en te lank daaroor nadink, en dan op die ou einde van die dag heeltemal vergeet van die eenvoud, van die gelykenis of die vergelyking, soos wat Jesus dit ook deur die skrif van ons bekend maak. Ek wil jou gou vergewis oor die voorbeeld wat ek oor 'n paar minute van nou af ook meer en meer gaan rigbaar maak, sodat ons wanneer ons lees van suurdeeg, hierdie eerste keer wat Jesus daaroor gepraat het, nooit sal vergeet nie. Ek lees vir Matteus 13 vers 33. 'n ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg, wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Kan ek vra, voordat ons verder lees, kom ons bid saam. Here Jesus, met dit wat ons so pas gelees het, en met dit wat ons gaan lees, wil ons graag vir u vra, om ons oë van ons verstand, die oë van ons hart so oop te sal maak, dat ons kan sien, dat die eenvoud van die evangelie, maar ook die hoogte, die diepte, die breedte en die lengte, en die liefde van Christus, vir ons so duidelik geopenbaar word, dat ons dit sal kan aanneem en ontvang, en in volheid daarin sal opgroei, en dit sal uitleef, ter ere van ons Here Jesus Christus, en hom alleen. Ek bid dat u ons sal lei deur die Heilige Gees, ook in hierdie woorde wat u nou wil hê ons moet aan mekaar voorhou, lees, bepeins en meedeel, sodat ons ten volle sal weet, vir watter suurdeeg ons moet op ons hoede wees en besop, en watter suurdeeg ons ten volle moet inwerk in ons lewens, en dat ons u daarvoor sal vertrou, in Jesus naam. Amen. Nou wil ek dadelik gou weer jou aandag vestig op die eerste keer toe Jesus die voorbeeld suurdeeg gebruik het in 'n gelykenis. Ek wil daarom net vir jou gou sê, dat in almal se verstaan, op die oomblik toe Jesus die voorbeeld suurdeeg gebruik, sou meeste van sy disippels onmiddellik die koppeling van suurdeeg gemaak het aan sonde. Ja, aan sonde, omdat suurdeeg op 'n spesifieke tyd van die jaar, trouwens op Paastyd, altyd 'n vergelyking was tydens die fees van ongesuurde brode, dat dit 'n teken was hoe Israel die suurdeeg uit hulle huise moes verwyder, en van ongesuurde brode leef 7 dae, wat tydens daai fees van die fees van ongesuurde brode sou gebeur. En deel van daai tyd sou 'n tyd van herinnering aan hulle wees, dat hulle die sonde uit hulle uit moet verwyder, wat so suurdeeg is. Want jy weet self wat gebeur wanneer jy suurdeeg by meel sit. Jy sien, suurdeeg is die bestanddeel wat die meel en die ander bestanddele saamvoeg en dan laat rys.
En 'n klein bietjie suurdeeg, volgens die skrif, maak die hele deeg suur. Maar jy sien, om die aandag op die disippels te kry en om die volle beskrywing van die kosbare koninkryk van die hemele te bevestig, gebruik Jesus die beskrywing suurdeeg, die voorbeeld suurdeeg in 'n gelykenis om te verduidelik hoe sterk en hoe kragtig en hoe kosbaar dit is wanneer ons die koninkryk van die hemele sien so suurdeeg. Jy sien die gedeelte toe Jesus verduidelik om vir hulle te vertel op gelykenis hoe die koninkryk van die hemele werk. Hierdie een was so treffend dat dit onmiddellik die aandag van die disippels gevat het. Omdat hulle geweet het hoe kragtig suurdeeg is. Nou luister net gou wat het Jesus gesê. Dit is so suurdeeg die koninkryk van die hemele wat 'n vrou neem, luister nou wat doen sy met dit, en in 3 mate meel inwerk. 3 mate meel. Nou daar is slegs een verduideliking vanuit die skrif, as ons die skrif teenoor skrif vergelyk en dat die woord self getuig en self praat, en wat ek glo die Heilige Gees by jou sal bevestig, en dat 'n vrou 'n vergelyking is ook van ons as die bruid van Christus, alhoewel Jesus dit vooruit vir sy disippels verduidelik, en vir hulle sê, dat soos wat 'n vrou destyds ook in daardie tye die brode gebak het, dat wanneer sy daai suurdeeg neem en in al 3 mate van die meel inwerk, dat al 3 daai mate van die meel ten volle ingesuur, deurgesuur word, deur daai klein bietjie suurdeeg wat sy gebruik. En die skrif verduidelik op 'n wonderbaarlike manier, dat ons as mens, gaan lees maar 1 Tessalonisense 5 vers 23, dat Paulus bid dat die Gees van God ons ten volle, gees, siel en liggaam, sal voorberei vir die koms van Jesus Christus. Sien nie die 3 mate meel, sien nie dat suurdeeg, die oomblik toe hulle dit hoor, dat dit nie 'n koppeling aan sonde was hierdie keer nie, maar dat die Here Jesus dit vergelyk met wanneer die koninkryk van die hemele in ons lewens ingewerk word, dat dit gees, siel en liggaam totaal en transformeer en verander. Nou, hou hierdie gedagte in gedagte, wanneer ons gaan lees, wat die tweede keer is wat die disippels van Jesus aangaande 'n voorbeeld, 'n gelykenis, maar 'n vergelyking gehoor het, hoe versigtig hulle moet wees, op hulle hoede moet wees. Trouwens, hy het die woorde pas op gebruik, toe hy weer die voorbeeld van suurdeeg gebruik het. En hoe maklik die disippels, nadat hulle al die gelykenis gehoor het van die koninkryk van die hemele, wat so suurdeeg is, en nadat hulle al geweet het hoe kragtig suurdeeg is, en hoe kosbaar, wanneer dit 'n klein bietjie is wat net ingewerk word, dat hulle vergeet het wat Jesus bedoel het, maar tog, deur sy verduideliking, toe absoluut seker kon gewees het, hoekom hy hulle daardeur vermaan en verduidelik waarvoor hulle op hulle hoede moet wees. Jy sien, in die hele Nuwe Testament lees ons slegs van 4 'n tipe suurdeege. Nou ons weet suurdeeg is suurdeeg, maar ek wil die vergelyking gebruik om te sê, wanneer dit metafories gebruik word om te vergelyk, om iets vir ons duidelik te maak, is daar slegs 4 tipes van suurdeeg wat ons sien in die Nuwe Testament gebruik word. Is dit nie wonderlik dat Jesus se eerste keer wat hy dit as voorbeeld gebruik, as gelykenis gebruik, dat hy dit in 'n positiewe lig, in die lig van die koninkryk van die hemele gebruik nie. Maar nou omdat ons dit weet, en die krag van suurdeeg weet, soos wat Paulus dit ten minste verduidelik het, ek sit nou en dink daaraan, Galasiërs 5 vers 9, daai bekende gedeelte waar Paulus sê, ons moet vasstaan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Selfs Paulus skrywe wat aangaande suurdeeg aan die heidene, omdat hulle ook geweet het, en dit is soos vandag, enige persoon behoort te weet, dat 'n klein bietjie suurdeeg, heeltemal wanneer dit gemeng word met meel, dit heeltemal deursuur. Luister gou na Galasiërs 5 vers 9, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Net 'n klein bietjie. So Jesus verduidelik, en die disippels sou weet, dat die koninkryk van die hemele so suurdeeg is. Maar luister kosbaar, al is dit hoe klein, dat dit wat ons nou met mekaar deel, as jy dit inwerk in gees, siel, liggaam, dan sal jy sien dat daai klein bietjie in die verstaan van die koninkryk van die hemele heeltemal jou lewe sal deurdrenk. En dit is hoe kragtig dit is om ook te verstaan hoekom Jesus gesê het, ons moet besop
vir die verkeerde suurdeeg. Ja, ek het gesê daar is 4 tipes wat gebruik word. Die eerste wat Jesus in sy lering gebruik het, is toe hy dit vergelyk met die kosbare koninkryk van God. Maar die tweede, die derde en die vierde, waar ons lees Jesus die vorm en tipe van suurdeeg gebruik, is om ons te waarsku hoe maklik dit is om 'n klein bietjie van die verkeerde suurdeeg in ons lewens te laat inwerk en dat dit totaal en al verwoestend sal wees teenoor die suurdeeg van die koninkryk van die hemele. Ek wil jou vra om jou Bybel oop te maak terwyl dit oop is by Matteus. Bly sommer by Matteus, maak dit oop by hoofstuk 16 en wees so gaaf om 16 deur 2 te deel en dan blaai jy na die tweede evangelie, Markus, en jy maak oop by hoofstuk 8. Beide Matteus 16 en Markus 8 praat van presies dieselfde gebeure. En daarom is dit belangrik om te verstaan dat in die gebruik van die woord suurdeeg, dat Jesus se voorbeeld dalk misinterpreteer kan word as ons net een van die 2 evangelies sou lees. Hoekom sou ek so 'n stelling maak? Jy sien, beide die evangelieskrywers het vir verskillende lesers geskryf. Toe Matteus sy evangelie skrywe, het hy definitief in gedagte gehad dat hy sy evangelie, die goeie nuus, deur die inspirasie van die Heilige Gees, die lewe en bediening van Jesus Christus aan die Jode moet bekend maak. Maar Markus het geweet dat sy gehoor ook uit heidene sou bestaan. En daarom het hy die beskrywing en die ander detail van wat ook op daardie dag gebeur het, ingesluit in sy evangelie, sodat die leser sou verstaan wat Jesus vir hulle ook gesê het, en wat hy te sê het vir hulle deur die getuienis van die evangelie. Jy sien, ons moet verstaan dat al 4 die evangelies soos legkaartstukke bymekaar pas. En wanneer ons die volle skrif in gedagte hou, die hele skrif in gedagte hou, sien ons die holistiese prentjie. Ja, die volle prentjie. Nou, ek is opgewonde om die volgende aan jou mee te deel, want jy sien, meeste van ons is vertroud met dit wat voor hierdie gebeure gebeur het, waar Jesus die voorbeelde van suurdeeg gebruik, om ons te vermaan, om ons te waarsku. Jy sien, voor hierdie kosbare vermaning, voor hierdie kosbare waarskuwing van Jesus, sê Matteus en Markus vir ons wat vooraf gebeur het. En jy gaan nou herinner word aan wat vooraf gebeur het. Trouwens, meeste van ons is vertroud met die wonderwerk waar Jesus uit 5 broodjies en 2 vissies vir 'n skare van 5000 mans plus nog dit wat nie getel was nie. Diegene wat nie getel was nie, was die vroue en kinders. So ons kan sê daar was baie naby aan 10.000 mense gewees. Kan jy jouself indink hoe daardie eerste wonderwerke inwerking in die disippels se lewens moes gehad het? Maar dit was nie al nie. Jy sien, min mense weet dat die evangelies ook verduidelik van 'n tweede vermeerdering van brode, en waar Jesus hierdie keer nie 5 brode gehad het nie, maar 7 brode gehad het. Nou dit is wat jy gaan lees in Matteus 15 en in die eerste paar verse van hoofstuk 8 in Markus. En beide Markus en Matteus verduidelik vir ons wat gebeur het net nadat Jesus die skare huis toe gestuur het en nadat die disippels 7 mandjies vol brode bymekaar gemaak het. Nou onthou jy met die eerste vermeerdering van brode, het die disippels, 12 disippels, het 12 mandjies vol brode en visse bymekaar gemaak. Brokstukke, sê die Bybel. Oorskot, dit wat die mense nie kon eet nie. Dink daaraan, 12 disippels, 12 mandjies, 1 mandjie per disipel. Met die tweede vermeerdering van brode, sien ons dat daar 4000 mans alleen was, en weer eens het die mense nie die vrouens en kinders getel nie, want hulle sou die brode breek, die brode vir die mans gee, en die mans was verantwoordelik om dit dan vir hulle gesinne of vir hulle vrouens te gee. Weet julle hoe kosbaar is dit dat die skrif sê met die tweede vermeerdering van brode, kom ek lees dit vir jou, was daar 7 mandjies vol brokstukke opgetel, versamel na die tyd. Nou jy mag dalk nou dink 12 is beter as 7, maar ek wil jou gou herinner, albei Matteus en Markus se lesers sou geweet het, maar dit is die volmaakte getal. 7, 'n getal wat uiting gee aan hoe heilig en hoe kragtig, hoe kosbaar hierdie vermenigvuldiging was. Dat hierdie wonderwerk van Jesus in sy volmaaktheid raak gesien word. So, kom ons lees. En hulle het almal geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het was 4000 manne, buiten die vroue en kinders. En nadat hy die skare
weggestuur het, het hy in die skuit gegaan en in die gebied van Magdala gekom. Het is baie belangrik dat ons nou verstaan, dat Matteus dadelik sou insinueer, dat die leser sou geweet het, nadat die disippels die 7 mandjies brokstukke bymekaar gemaak het, het hulle saam met hom in die skuit geklim en oorgevaar oor die see van Galilea. Hy het nie nodig gehad om dit te verduidelik nie. Hulle het dit geweet, hulle het presies geweet waar hierdie wonderwerk gebeur het. En in watse rigting hulle sou oorvaar as hulle na Magdala toe gaan. Onthou jy die dame met die naam Maria Magdalena? Sy kom van Magdala af. Dit was haar geboortedorp 10-1, want sy het die kenmerkende bynaam gehad, Magdalena. Maar Markus gee vir ons 'n detail wat ons baie keer mislees. Luister gou hoe sê Markus wat het na hierdie gebeurtenis gebeur van die vermeerdering van die tweede keer toe Jesus die brood vermeerder. Ek lees vir julle Markus 8 vers 8 en 9. En hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000. En hy het hulle weggestuur. Luister nou vers 10. En dadelik het hy met sy disippels in die skuit geklim. Haha, so saam met wie het Jesus in die skuit geklim? Saam met sy disippels. Hulle het die brokstukke 7 mandjies vol bymekaar gemaak. Weet julle wat het hulle met daai mandjies gedoen? Wel, as jy die evangelie van Markus lees, nie evangelie van Matteus lees, dan beteken dit dat toe hulle in die skuit klim om oor te vaar na die ander kant toe, dat hulle nie deur die nag sou gaan nie, want ons sien 'n gebeurtenis wat gebeur het op dieselfde dag. So hulle sou die 7 mandjies vol brokstukke saam met hulle geneem het, en die volgende sou gebeur. Markus sê, ons weet, Matteus sê, hulle het Magdala toe gegaan, maar luister gou wat sê Markus. En dadelik het hy met sy disippels in die skuit geklim en in die streke van Dalmanuta gekom. Wow! Nou voordat ons gaan praat oor die suurdeeg, is dit baie belangrik om te sien wat in hierdie 2 evangelies klaar vir ons in detail beskrywe word. Jy sien die woordjie Magdala beteken 'n watchtower, 'n wagtoring, 'n sterk toring wat opgevestig is soos wat die skepe sou inkom op die vasteland of op die hawegebied, en wanneer mense af sou klim van die meer om die stad binne te gaan, sou daar hoë torings gewees het waarin mense dag in en dag uit 24 uur 7 dae 'n week op daardie toring gestaan het om te kyk of dit mense is wat veilig is om in die stad ingelaat te word en of dit dalk mense is wat rowers was. Die woordjie Dalmanuta dui vir ons aan presies van wat se kant af en by wat se gebied Jesus en sy disippels gestop het. Die woordjie Dalmanuta kry jy net een keer in die hele Bybel. En die woordjie Dalmanuta in Grieks beteken letterlik 'n emmer, 'n bak waarin jy voedsel sit. So luister gou hier, die gebied waar Jesus nou kom, is 'n gebied wat 'n wagtoring gehad het, en wagtorings was gewoonlik opgesit as mense bereid was om te kyk en wag te hou oor die stad, sodat daar nie oorlog uitbreek nie. Die gebied van Dalmanuta het in die vorm van 'n bak gelyk, en daarom toe Jesus op daai spesifieke plek kom, is daar mense wat hom tegemoet gekom het om 'n tipe van 'n woordewisseling, 'n woordoorlog met hom te voer, om hom te versoek. En daarom is die plek Dalmanuta die plek waar hulle gedink het, vandag eet ons jou so soetkoek op. Vandag gaan ons jou 'n totaal en al opeet met die vrae wat ons het. Hou nou dit in gedagte, want ons kom nou net van 'n wonderwerk af, as ons teruggekyk het op die tweede vermeerdering van brode. Die disippels gaan in die skuit saam met Jesus, 7 mandjies vol brokstukke van brood, is saam met hulle in die skuit, en hulle kom by die land wat hulle nou sekerlik gedink het, hier gaan 'n lang dag voorlê met baie bediening, nadat hulle die kosbare wonderwerk beleef het van 'n tweede keer, waar hy brood vermeerder het, en duisende mense gevoed het. Maar ek het nuus vir jou. Beide Matteus en Markus verduidelik, dat hulle nooit so ver gekom het as om in die stad te gaan nie. Want jy sien, toe hulle by die gedeelte en die plek kom, lees ons wat het volgende gebeur. Kom ons gaan na Markus se evangelie voordat ons kyk wat Matteus sê. Markus se weergawe is bietjie korter, so kom ons kyk na wat hy sê. Ons lees weer Markus 8, kom ons lees vanaf vers 10. En dadelik het hy met sy disippels in die skuit geklim en in die streke van Dalmanuta gekom.
En die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. Wie is die geslag? Die Fariseërs word hier beskryf as 'n geslag, as 'n geslag op hulle eie, as 'n spesie amper op hulle eie. En Jesus sê, hy sal nie vir hulle 'n teken, aan hulle sal nie 'n teken gegee word nie. Ons gaan nou lees wat Matteus se antwoord, wat hy bewoord, Jesus eintlik vir hulle gesê het. Maar nou staan daar in vers 13, en hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan. So Jesus en sy disippels vaar oor na Magdala, Dalmanuta toe, klim af, klim uit die skuit uit, is op pad om in die stad in te gaan, en hier kom die Fariseërs aangestap. Nou wil ek net gou vir u sê, dit was nie net die Fariseërs nie, maar Markus wil hê, sy lesers moet weet, Jesus was hier besig om vir die Fariseërs, hulle wie 'n inwerking op Markus se gehoor gehad het, hulle wie 'n baie sterk invloed in Markus se gehoor afgedwing het, dat hy net aandag gee aan hulle. Maar uit Matteus se evangelie, spesifiek vir die Jode, miskien ook spesifiek vir jou en my, is dit baie nodig om te weet dat dit nie net die Fariseërs was, wat na Jesus gekom het en 'n teken van hom gevra het uit die hemel nie. Luister gou wat het Matteus gesê. Ons lees uit Matteus 16, luister vers 1. En die Fariseërs en die Sadduseërs het nader gekom om hom te versoek. En die Sadduseërs, so daar was die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het na hom gekom. Sien jy, Jesus kon nog nie eers na hulle toe stap nie. Hy het nie verby die sinagoge gestap nie. Dit was hulle wat na hom toe gekom het. Hulle het na hom gekom om hom te versoek. Ek het jou gesê, Dalmanuta, 'n bak waarin jy voedsel sit, en hier kom hierdie mense en hulle dink ons gaan vir jou opeet so soetkoek vandag met ons versoeking, en hulle kom en hulle vra vir hom 'n teken uit die hemel. Ek wil amper vir u sê, kan u insien dat nie die Fariseërs of die Sadduseërs die teken uit die hemel van God raak sien nie. Trouwens, hulle was nie aan die ander kant van die see van Galilea, toe Jesus so pas, 'n paar uur voordat hy hulle ontmoet het, die vermeerdering, die tweede vermeerdering van die brode gedoen het nie. Maak geen fout nie. Hierdie einste Fariseërs en Sadduseërs sou al gehoor het van die eerste keer toe Jesus van Nasaret die brode geneem het, 5 broodjies, 2 vissies, en duisende skare gevoed het. Maar hulle was nie bewus van wat net 'n paar minute terug gebeur het nie. Trouwens, die Heilige Gees het op my hart gelê, net om vir jou die prentjie te skets, en om vir jou die duidelikheid te gee, dat kan jy jou indink, dat dit wat hulle vra Jesus uit die hemel moet wys. Hulle wat vasgehou het aan hulle voorouers wat as Israel deur die woestyn gebeweeg het, en die Here manna uit die hemel laat neerdal het, dit is vir hulle 'n teken wat hulle kon sien. Hulle kon dit sien, al was hulle nie daai tyd daar nie, maar hulle het die stories gehoor en geweet, dat op geslag was dit oorgedra, dat God uit die hemel vir hulle voorsien het in die woestyn. Hier kom hulle uit na Dalmanuta toe, hierdie bak, hierdie laagte, en hulle kom uit en hulle wil vir Jesus versoek om te sê, wys ons 'n teken. Ek hoop u hoor wat gebeur het. Die disippels het die skuit geparkeer, klim uit die skuit, dra die voedsel saam met hulle, want hulle gaan dit nie daar los nie, dra 7 bakke vol brokstukke saam met hulle. Hulle loop met die bewys van 'n wonderwerk wat weer eens voor hulle oë gebeur het, toe Jesus 7 brode neem, dit oplig die Vader dank, en soos wat hy daardie 7 breek, daardie volmaakte getal broodjies breek, so deel die disippels uit en op die ou ende van die dag, 7 bakke vol, nie net 7 broodjies nie, 7 emmertjies vol brokstukke kom terug. Die disippels staan met die bewys van 'n wonderwerk, van die ware brood wat uit die hemel neergedaal het, en so pas aardse brood gevat het en gebreek het en uitgedeel het. En die Fariseërs kom, hulle wil vir Jesus versoek, wag nie eers dat hy in die dorp beweeg nie, en hulle betrap hom met hierdie vraag, wys ons 'n teken uit die hemel. Asof ek en jy nou kan glo dat hulle in hom sou glo as die seun van God, as die brood wat uit die hemel neergedaal het, as hy vir hulle teken sou wys. Nou ons weet wat het Markus gesê het, Jesus hulle geantwoord. Luister net wat sê Matteus.
vers 2. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle, mooi weer, want die lig is rooi. En in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie. Het jy al nagedink oor wat Jesus hier sê? Jy sien, dit het alles te doen met wat nou gaan gebeur in die boot, toe Jesus en sy disippels terugkeer, na hierdie gesprek met die Fariseërs en Sadduseërs. Dit het alles te doen met die waarskuwing van die verkeerde suurdeeg, wat die disippels nie in hulle lewens moet toelaat nie. So bly gou by my. Jesus sê vir hulle, julle, kyk na die lig. Hulle soek nou 'n teken uit die hemel. Jesus sê, julle kan na die lig kyk, net soos wat ons vandag doen, en dan kan julle sê, kyk hoe mooi sonsondergang is dit. Kyk hoe mooi rooi is die lig. Pragtige aand, is 'n mooi dag hierdie. Het gaan 'n mooi nag wees. En dan sê Jesus, maar in die oggende, as julle opstaan en julle kyk, dan lees julle die weer, julle lees die lig, julle lees die hemele, en julle sal waaragtig sê, dit gaan storm weer wees vandag, want die wolke en die lug is donkerrooi. Dit is donker. Het jy al gesien hoe doen ons dit party dae? As jy opstaan en jy wil weet wat om aan te trek, dan maak jy die gordyne oop en jy kyk nie op die gras vir die dou nie, jy kyk op boontoe, en jy kyk hoe lyk die lig, want as dit storm weer lyk, dan sien jy hoe die wolke lyk, en jy sien hoe die dag dalk vorentoe gaan wees. En Jesus sê vir hulle, geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei. Met ander woorde, hulle kan daai tekens lees, maar hulle kan nie die tekens van die tye lees, terwyl hy reg daar by hulle staan nie. Hoekom lê ek nou so baie klem hierop? Kan ons nie maar net praat oor die suurdeeg, wat nou in Jesus se gesprek as waarskuwing vir die disippels gaan kom nie? Hier's vir die Here op my hart gelê om met jou te deel. Jy sien, vriende, as jy die tekens verkeerd lees, dan kan dit wees dat jy jouself so oopmaak vir 'n klein bietjie suurdeeg van die Fariseërs, 'n klein bietjie suurdeeg van die Sadduseërs, en soos ons nou gaan lees in Markus se evangelie, 'n klein bietjie suurdeeg van Herodes. En alhoewel jy dalk nou dink, maar daai mense bestaan nie eers meer vandag nie, kan ek jou waarborg, al drie die voorbeelde wat Jesus genoem het, is tot vandag toe relevant. Jy sien, wanneer ons die seun nie verstaan en ons oë op hom hou nie, gaan ons dieselfde fout maak as die Fariseërs. Ons sal die dag kan voorspel, weens die weer, en die weer miskien kan bepaal vir die res van die dag. Maar ons gaan die tye mis, soos wat hulle dit gemis het, dat die seun van die mens reg voor hulle staan, die disippels, sy volgelinge, met die bewys van nog 'n wonderwerk, en hulle verwag 'n nuwe teken. Luister gou wat sê Matteus 16 verder. Matteus sê in vers 4, Jesus het gesê, 'n slegte en oorspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. Nou moet jy baie mooi hoor hoe eindig vers 4, en hy het hulle verlaat en weggegaan. As ons Markus lees, Markus sê, nadat hy met die Fariseërs dit gepraat het, Markus 8 vers 13 sê, en hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan, teruggegaan van waar hulle gekom het. Vriende, jy moet net gou by my bly. Die disippels van Jesus is saam met hom in die skuit nadat hulle die wonderwerk van die tweede vermeerdering van brode beleef het. Hy kom aan die oorkant, Fariseërs en Sadduseërs nader vir Jesus, nog voor hulle in die dorp kan ingaan, en hulle vra vir hom 'n teken uit die hemel. Sonder om te herhaal wat Jesus gesê het, wil ek jou net asseblief herinner. Jesus vermaan hulle, sê vir hulle gaan nie 'n teken kry, behalwe 'n teken waarop beide van daardie godsdienstiges sou kon terugkyk en weet dit is definitief 'n geskiedkundige gebeurtenis. Nou mag ek dalk baie mense irriteer en baie hooggeleerdes aanvat, maar ek glo met my hele hart dat Jona nie 'n verhaal of 'n mite is nie, want in die skrif praat ons nie van mites nie, dat Jona 'n werklike profeet is, dat Ninive 'n werklike stad was, en dat Tarsus, die stad waartoe Jona gevlug het, 'n werklike plek was, en dat Jona, ja, ingesluk was in die buik van 'n vis, en soos wat Jesus, toe hy gesterf het en begrawe is, 3 dae en nagte in daai buik van die vis was. So, is dit nie ironies dat Jesus, nadat hy hierdie voorbeeld vir hulle gee, omdraai, saam met sy disippels in 'n skuit klim en terugvaar na die oorkant nie.
Jy sien, onthou jy wat het Jona gedoen? Jona hoor die woord van die Here, hy moet na Ninive toe gaan. Jona gaan na die hawe toe, maar ons sien wat in Jona gebeur. Jona het klaar sy besluit gemaak. Hy gaan nie op die skei klim wat Ninive toe gaan nie, hy gaan op 'n skei klim wat Tarsis toe gaan. Want hy sal eerder met die mense in Tarsis gaan praat, en ten minste kan terugkom met 'n goeie verhouding, en omdat hy geweet het, die handelsstad van Tarsis sal baie beter in die oë van die Jode wees, as wat hulle hoor dat Jona, hierdie profeet van die Here, gegaan het na 'n goddelose plek wat Ninive genoem word. En tog onthou jy wat gebeur het met Jona. Maar nie hierdie gebeurtenis van Jesus en sy disippels nie. Jesus en sy disippels gaan al die pad oor na die ander kant toe. Die disippels het die brokstukke brood by hulle, in hulle hande. En tydens hierdie gesprek, waar Jesus en die Fariseërs en Sadduseërs met mekaar praat, weet ek nie en weet ons nie wat die disippels met daardie brode gedoen het nie. Maar net om vir u te bewys dat hulle wel brood saam met hulle gehad het, is dit so dat ons die volgende detail raaklees. Ek lees gou vir jou, terwyl ons nou by Matteus oop is, luister net gou wat het Jesus vir hulle gesê. Vers 5. En toe sy disippels na die oorkant gegaan het, ons weet Markus sê hulle het terug in die skuit geklim oorgevaar, het hulle vergeet om brode saam te neem. Nou, Matteus het nie dit aan die begin gesê, voordat hulle oorgevaar het nie. Markus het dit nie gesê nie. Matteus gee vir ons die leidraad. Hy was daai dag saam in die skuit. Hy gee vir ons die leidraad om te verstaan, toe hulle klaar was by die Fariseërs en met die Sadduseërs gepraat het, het hulle terug in die skuit geklim. Maar hulle het nie hierdie keer van daardie mandjies vol brokstukke saam met hulle gevat nie. Het hulle dalk opgeëet, daai kant gelos? Wel, ons weet een ding, Markus gee vir ons die aanduiding dat hulle een brood by hulle gehad het, waar Matteus dit nou nie noem nie. Luister net gou, wat is die vermaning? Hier kom ons nou by hierdie gedeelte. Vers 6. Daarop sê Jesus vir hulle. Hulle is in die skuit, hulle is besig om oor te vaar. Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Jesus sê vir sy disippels, hulle moet besop vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Onthou jy die eerste keer toe Jesus van suurdeeg praat? Onthou jy die eerste keer toe hy die disippels die opgewondenheid meedeel dat die koninkryk van die hemele is so suurdeeg, wat as jy dit inwerk, 'n vrou wat dit inwerk in 3 mate meel, ons weet die 3 mate, gees, siel, liggaam, dat dit die heeltemal ons deurdrenk, die krag van suurdeeg. Jesus sê, besop vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Kyk wat gebeur met die disippels wat 'n paar uur gelede die tweede vermeerdering van brode gesien het. So pas die antwoord van Jesus gehoor het aan die Fariseërs en Sadduseërs, weer in die skuit moes klim, vergeet het om brode saam te vat, en dit is wat hulle volgende gedink het. Vers 7. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode meervoud saamgeneem het nie. Net voordat jy dink, ek het verkeerdelik gesê dat hulle wel brood saam met hulle gehad het. In Markus 8 lees ons in vers 14. En hulle het vergeet om brode saam te neem en het net een brood by hulle in die skuit gehad. Waar kom daai brood vandaan? Daai brood is deel van die 7 mandjies wat hulle vol gemaak het, saam met hulle gevat het, uitgeklim het, die brood saam met hulle geneem het, gedink het hulle gaan dalk hier oornag, hier gaan bedien by Dalmanuta in Magdala se landstreek, en nog voordat hulle werklik ver kon kom die Fariseërs en Sadduseërs, praat met Jesus, probeer hom versoek, probeer hom opeet so soetkoek, in die plek daar by die wagtorings en in die streek van Dalmanuta, daai is amper soos 'n voorstoep, voordat jy by die stad inbeweeg, en die gesprek het nie lank geduur nie. En die disippels draai om. Wat hulle met die brode gedoen het, weet ek nie. Maar een ding is verseker, Markus gee vir ons 'n groot stuk detail. Markus sê, en hulle het vergeet om brode saam te neem, en het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs, en die suurdeeg van Herodes. Ja, jy het nou sopas iets anders gehoor as wat Matteus gesê het. Nou is daar baie Bybelse skeptici wat sal sê, sien jy die verskil, sien jy hoekom is die Bybel nie waar nie, want daar is soveel kontrasterende dinge, die een sê dit is so, en die ander een sê dit is so, die een sê dit nie brood nie, die ander een sê dit net een brood.
Dis glad nie kontrasterend nie. Trouwens, ek moet dit net gou verduidelik. Jy sien, Matteus herinner ons dat die Fariseërs en Sadduseërs met Jesus gepraat het. En tereg het Jesus gesê, hulle moet pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Die mense aan wie Matteus skrywe, sou hulle nie steur aan Herodes nie. Maar die mense aan wie Markus skryf, sou hulle wel steur aan Herodes. Trouwens, hulle sou hulle minder steur aan die Sadduseërs, want hulle het hulle klaar verwerp en besef dat hulle nie daai godsdienstige juk kan dra nie, maar tog het baie van hulle nog geluister na wat die Fariseërs te sê gehad het. Maar dis nie al nie. Jy sien, baie mense lees en dink, maar die Sadduseërs was godsdienstige mense, Herodes is 'n goddelose mens. Het jy geweet dat die grootste gedeelte van die Sanhedrin destyds het bestaan uit Sadduseërs? Het jy geweet dat die Sanhedrin, uit wie die grootste hoeveelheid plus minus 3/4 van hulle Sadduseërs was onder toesig en onder die leiding, nie net van die mense by die tempel nie, en nie net van die owerstes nie, maar onder leiding ook en in diens van Herodes. So, dit mag maklik wees dat wat Matteus verduidelik, omdat hy klem plaas op die godsdienstigheid van die Fariseërs en Sadduseërs, dat hy ook in gedagte gehad het dat dit klaar die koppeling aan Herodes en die Herodiane was. Markus sou geweet het sy lesers, wat nie belangstel in die lering van die Sadduseërs nie, het wel tog verstaan dat wanneer hy die voorbeeld en Jesus se woorde, wat ek glo hy gesê het, dat hy hulle waarsku vir die suurdeeg van die Fariseërs, die Sadduseërs en Herodes, dat hulle dadelik die koppeling sou gemaak het, om die twee sisteme te verbind. Jy sien, dit wat mense al vir jare lank bespiegel om te sê, die kerk was nooit deel van die staat nie, is eintlik 'n leuen. Dit is onkunde ten opsigte van die kerkgeskiedenis. Jy sien, destyds was die Sanhedrin alreeds gekoppel met die Romeine onder die mag van Herodes. Maar niemand wou dit erken nie, en dit is so. Maar buiten dit, ons moet onthou dat toe die eerste keer toe Jesus praat van die gelykenis en suurdeeg gebruik, is dit baie eenvoudig om te verstaan dat die gelykenis vir ons probeer meedeel dat die lering van die koninkryk van die hemel so suurdeeg is. En wanneer ons die doktrine, die lering, die ware doktrine, praat nie van Christen mensgemaakte doktrines nie, die koninkryk van die hemele se doktrines en leringe neem en inwerk gees, siel en liggaam, dan sal dit ons heeltemal deurdrink. En Jesus waarsku sy disippels dat hulle moet besop vir die suurdeeg, besop vir 'n klein bietjie van die lering van die Fariseërs, klein bietjie lering van die Sadduseërs, klein bietjie lering van Herodes. En maar net so voordat ons oor hierdie 3 groeperinge praat, luister net wat het die disippels gedink. Ons het nou gesien uit Matteus, het hulle vir mekaar gesê, Matteus 16 vers 7, en hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode, meervoud, saamgeneem het nie. Ons weet Markus 8 vers 14 sê, hulle het 1 brood by hulle gehad. Luister nou hier, vers 8 van Matteus 16. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie? Klein gelowiges, hoekom spreek Jesus hulle geloof aan as klein? Wel, ons weet 'n klein bietjie suurdeeg kan die hele deeg deurdrink. Jesus spreek hulle aan as klein gelowiges. Ons weet uit Markus, hulle het 1 brood by hulle gehad. Vertel jy nou vir my, hoe kan disippels, 12 manne wat hulle geruime tyd saam met Jesus beweeg, gesien het hoe hy siekes gesond maak, gesien het hoe hy water in wyn verander, gesien het hoe hy wonderwerk op wonderwerk doen, en vir 'n tweede maal brood vermeerder en duisende mense voed. Hoe klein gelowig moet jy nie wees as jy met 1 brood saam met Jesus in 'n skuit is en jy saam met Jesus Christus is en jy sit met 1 brood, ja 1 brood wat genoeg is vir 1 persoon en daar is 13 manne in 'n boot en jy vergeet dadelik dat hy by magte is om daardie einste 1 brood te breek en dit vergenoegsaam te wees en hulle sou nog steeds brokstukke daarvan ook kon optel. Kan jy glo dat toe hulle die wonderwerk wat hulle in hulle hande gehad het en uitgeklim het by Magdala, by Dalmanuta, toe hulle 10 teen 1 daar op die oewer begin eet het of gelos het,
of neergesit het terwyl Jesus gepraat het met die Fariseërs en Sadduseërs, dat toe hulle ewe skielik nie meer die wonderwerk in hulle lewens vashou nie, dat dit maklik vir hulle was om weer te begin val in hulle geloof. Dit gebeur tot vandag toe. Mense is gou om te getuig van die wonderwerke wat hulle beleef in die lewensjare van hulle lewe in die opbou tot hierdie dag. Maar kan jy glo dat dit nog steeds so waar is dat die skrif sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle hart verhard nie. Is dit nie tragies dat ons so dikwels, wanneer ons nie meer besig is met die fisiese wonderwerk nie, maar dat ons na die wonderwerk, 'n paar uur na die wonderwerk, alreeds begin twyfel en alreeds begin wonder en reeds begin om Christus mis te verstaan, omdat ons nie sy suurdeeg, die koninkryk se suurdeeg, die koninkryk se leringe, heeltemal inwerk in al die fases en fasette van ons lewens nie. Lees gou saam met my, Matteus 16 vers 9. Jesus sê vir hulle, begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Nou, Markus se weergawe vra Jesus ook hierdie vraag, net gou vir julle sê, Jesus het toe nou mos vir hulle gesê, hulle moet pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Ons het nou net gelees in Matteus dat Jesus hulle herinner aan die, onthou julle dan nie die 5 broodjies en die 5000 en die 7 brode en die 4000 mense nie? Kyk gou wat sê Markus, is kosbaar om die detail van die skrif raak te sien. Hy sê, vers 16, Markus 8 vers 16, toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Markus het nou net vertel, hulle het 1 brood by hulle gehad. Vers 17, en Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Dit is interessant, ons weet uit Matteus, uit Jesus het eers vir hulle gesê, hoekom redeneer julle, kleingelowiges? Begryp julle nie, en verstaan julle nie? Het julle nog heel verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? Hulle het sopas iets van Jesus gehoor, maar wat het hulle gesien? Wat kon hulle sien? Julle asseblief, moenie die woord moeiliker maak as wat dit is nie. Dit is eenvoudig, wat het hulle gesien? 1 brood. Maar daai 1 brood wat hulle het, na aanleiding van Jesus se vermaning, laat hulle dadelik twyfel om te dink, ons het nie brode nie. En die 1 brood wat ons het, is eintlik so min, dis amper asof ons niks het nie. Dis presies wat hulle besig is om met Jesus in die skuit te doen. Hulle het die ware brood van die lewe by hulle. 'n Vergelyking met die brood wat een van die disippels sekerlik in hulle hand gehad het, of die 1 stuk brood wat in die skuit gelê het. En tog dink hulle, dis eintlik net so goed as om maar eintlik niks te hê nie. Jesus vir eintlik gehad het, ons moet meer hê. Ons moes nog vashou aan die wonderwerk. En Jesus herinner hulle, dat hulle so gou vergeet het wat hulle gesien het. Het hulle nie 'n paar uur van tevore gesien, hoe hy uit 7 brode breek en uit daai einste 7 brode in hulle hande dit plaas en dit aanhou vermeerder nie? Hoe is dit dat hulle dit vergeet het? Hoe is dit dat hulle die eerste keer vergeet het? Dan sê Markus vir ons, hulle antwoord nogal vir Jesus. Vers 19, en onthou julle nie toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê toe vir hom, 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? Hoor jy dat Jesus vir hulle vra? Dis arma kosbaar en hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Nou prys die Here vir 2 van die evangelies wat hierdie woorde vir ons meedeel, want ons sien die antwoord in Matteus 16. Terug na Matteus 16. Ek lees gou vir julle vers 11 en 12. Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het, om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie? Toe het hulle begryp, dat hy nie gesê dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs. So, uit daai versie, vers 12 van Matteus 16, weet ons dat die suurdeeg 'n vergelyking is van lering. So liewe vriend en vriendin, ek wil jou vandag waarsku op grond van Jesus se waarskuwing. Trouwens, ek haal Jesus se waarskuwing vir jou en vir my weer aan
En ek glo dit is meer as ooit relevant vir ons wat in hierdie tye leef voor sy koms. Luister gou, vriende. Ek wil vir u vra, kan 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg deurdrink? Die antwoord is ja. Kan 'n klein bietjie van die lering van Fariseërs ons hele Christenwandel beïnvloed en omverwerp? Dink bietjie daaroor. Kan 'n klein bietjie suurdeeg van die Sadduseërs jou Christenwandel beïnvloed? Kan 'n klein bietjie suurdeeg van Herodes jou lewe totaal en al omvergooi? Wat as jy die suurdeeg van die koninkryk van die hemele, die lering van die koninkryk van die hemele in Christus Jesus, die ware brood van die lewe, kan dit jou lewe heeltemal verander? As dit ook vergelyk word met suurdeeg. Jy sien, die enigste 4 voorbeelde van suurdeeg word deur Jesus self gebruik. Jesus self gebruik die voorbeeld van suurdeeg. Eenmal, die eerste keer, 'n kosbare vergelyking met die koninkryk. Maar die volgende 3 kere, 'n kosbare waarskuwing, wat nie die koninkryk is nie. Trouwens, dit beroof jou van die lering van die koninkryk van die hemele. Dit beroof jou om jou net te versadig met die brood van die lewe, Jesus Christus. In Johannes 6 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie na my kom, sal nooit in ewigheid honger en nooit in ewigheid dors kry nie. In Matteus 5 lees ons waar Jesus met die bergpredikasie sê, salig, geseënd is hy wat honger en dors na die geregtigheid. Matteus 5 vers 6. Want hulle sal versadig word. Hulle het iemand wat honger en dors na geregtigheid het. Weet jy wie is die geregtigheid van God? 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, Jesus Christus het vir ons geword, die geregtigheid uit God. Jesus is ons geregtigheid. Het jy 'n honger en 'n dors om net van hom, die een brood van die lewe, versadig te word? Sien u in die skuit hou die disippels 1 broodjie vas en hulle het dadelik vergeet toe hulle na die grootte van die 1 broodjie kyk met die vermaning van Jesus, dat 12 manne onder mekaar begin beredeneer en dink, dis omdat ons nie brode het nie, want hierdie een tel eintlik maar soos niks. Terwyl hulle besig was om dieselfde te doen met Jesus in hulle midde, dadelik al klaar vergeet dat hy by magte is om daai 1 broodjie te breek en vir hulle vinnige maaltyd voor te berei, dat hy die brood is wat hulle in hulle hande nou vashou, maar hulle dink dit is nie vergenoegsaam nie, dat hulle eerder aan die fisiese wonderwerk moes vashou, want as hulle aan die wonderwerk vashou, dan gaan hulle gelowig wees. Ek herinner jou, Jesus sê, klein gelowiges. Vriende, moenie die fout maak, om nie die koninkryk in te werk in jou lewe, in gees, siel en liggaam nie. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan die honger en die dors aanhoudend daar wees, en jy gaan daai leemte probeer vul, en die suurdeeg wat oorbly, is die volgende 3. Jy sien, Jesus het nie per toeval gepraat oor die suurdeeg van Fariseërs, Sadduseërs en Herodes nie. Tot vandag toe is daar nie ander suurdeege, geestelik gesproke, in hierdie wêreld, as die 4 waarvan Jesus vermeld het in sy bediening nie. Daar's nêrens, gaan dink maar daaroor. Daar's die suurdeeg, die lering van die koninkryk van die hemele. En as jy dit inwerk, leef jy volgens God se beginsels en jy leef volgens Jesus Christus, die brood van die lewe. En jy versadig jou in hom as jou geregtigheid. O ja, geseënd is ek, omdat ek 'n honger en dors na geregtigheid. Jesus is my geregtigheid, omdat ek 'n honger en dors na hom het, want ek sal versadig word, en net so ook jy. Maar, ons moet besop. En ek kan uit my kort ervaring vir julle vertel hoe gevaarlik dit is. Miskien hoef ek nie net my ervaring te vertel nie, maar ek kan jou waarborg, dat nadat jy nou gaan hoor wat die Here op my hart gelê, wat ek nou vir jou moet sê, in kort, oor die 3 suurdeege waaroor ons moet op ons hoede wees, en versigtig wees, en pas op, dat ons dit nie eers 'n klein bietjie toelaat in ons wandel met hom nie. Nie 'n klein bietjie probeer meng saam met die suurdeeg, die leringe van die koninkryk van die hemele nie. Dat ons dit ernstig sal opneem, want dit kan jou lewe verwoes. Vriende, Jesus het in Lukas 12 vers 1 gesê, presies wat is die lering
van die fariseërs? Wat is die suurdeeg van die fariseërs? Onthou, suurdeeg, klein bietjie, jy het 'n klein bietjie nodig. En met baie hope meel, 3 mate meel, as jy daai klein bietjie suurdeeg inwerk, deurdrenk dit alles. Wat sou die suurdeeg van die fariseërs dan nou wees? Jesus sê vir ons, dis gefeinsheid. Het jy geweet, die suurdeeg van die fariseërs, soos wat die skrif dit vir ons verduidelik, is hulle godsdienstige wandel gewees. Onthou jy hoe die fariseërs altyd godsdienstig voorgekom het, waar hulle op die hoek van die straat dinge sou gedoen het. Trouwens, die hele verhouding met God het bestaan oor wat mense raak sien, hulle kan uitleef. As hulle gesing het hulle voor in die koor gesing. As hulle gebid het hulle op die hoek van strate gaan staan en bid, en nie net in hulle binnekamer nie. As hulle iets gedoen het, moes hulle vir die samelewing vertel. En as hulle die wet van God nagekom het hulle dit nog extra verder wette bygevoeg, om dit nog meer voortreffeliker te maak, dat almal kon sien, hulle onderhou God se wet. Is dit so dat 'n klein bietjie van die fariseërs, jou en my, lewe in Christus kan verwoes? Die antwoord is ja. En ek sien dit. Ek het dit in my eie lewe gesien. Hoe maklik dit is om te roem op wat godsdiens vir ons wil laat doen. Die manier hoe jy aantrek, die manier hoe jy saam met sekere mense gesien word, die taalgebruik, hoe dit verander wanneer ons by sekere Christen samekomste kom. Die fariseërs was net so. En die probleem is, dat 'n klein bietjie van hulle lering, vir jou en vir my, totaal en al kan deurdrenk, en ons beroof van ons verhouding met die Here. Hoekom sê ek so? Vriende, het jy al gesien hoeveel mense probeer terugkeer? Terugkeer, omdat hulle godsdienstig wil leef, en soos die fariseërs, die mense in Galasië, en in Kolosse, en in ander gebiede, selfs in Efese, begin het om mense te beroof in hulle wandel, met net Jesus en gemeenskap met die Gees. Het jy al gesien hoeveel keer Paulus vir mense moes vermaan, om te sê, waarom wil julle weer die sabbate en die feeste en al die dinge doen? Waarom wil julle weer probeer om julle selfs te laat besny, om te probeer word soos die Jode? Julle is God se uitverkore mense. Julle is nou die tempel van die Heilige Gees. En Paulus het nodig gehad om vir hulle oor en oor te verduidelik, lê af die ou mens, trek aan die nuwe mens, maar in Christus. Jy sien 'n klein bietjie van farisisme, as ek dit so kan noem, sal vir jou bring tot godsdienstigheid. En hoe meer honger en dors jy na geregtigheid het, maar dit nie by Jesus, die ware brood, die een brood, wat uit die hemel vir ons gegee is, die ware brood van die lewe. As jy nie van hom eet en deur hom deurdrink word en deur hom versadig word nie, dan gaan jy vir Jesus begin leef met die voorbeeld van hoe die Jode dit dalk gedoen het, en Israel dit dalk gedoen het, en Moses hulle dit gedoen het. En voor jy jou kan kry, gaan daai klein bietjie suurdeeg van die fariseërs jou kry, om soos hulle te probeer leef. En dis presies wat die fariseërs gedoen het. Jy al gesien hoe die suurdeeg van fariseërs, ook mense wat 'n opregte hart het, wat God wil dien, so in 'n posisie plaas, waar hulle alles en almal oordeel, wat dit nie soos hulle doen nie. Ek is klaar met die suurdeeg van die fariseërs. Prys die Here, hy gee ons die suurdeeg van die koninkryk van die hemele. Maar daar's 'n tweede suurdeeg waarteen Jesus die disippels gewaarsku het. Onthou julle dat die Sadduseërs ook na Jesus gekom het saam met die fariseërs en 'n teken uit die hemel gevra het? Hoe korrup is dit? Kom ek verduidelik gou vir jou. Die Sadduseërs, wat die groter meerderheid van die Sanhedrin was, wat nouliks saamgewerk het saam met Herodes, is mense gewees wat slegs geglo het in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Torah. Ja, die wet van Moses. Dit was die gesaghebbende skrif wat hulle by hulle gedra het. Hulle het nie baie ag gegee op die profeseë nie. Hulle het nie baie ag gegee op die wandel van die profete nie. En alhoewel hulle in die sinagoges geleentheid ook gekry het om soms lering te gee, was dit kommerwekkend om te sien dat die Sadduseërs nie eers glo in die opstanding na hierdie lewe nie, opstanding uit die dood nie, en dat een van hulle grootste dwaalleringe was, dat hulle glad nie glo in die bose magte, die demone, die Satan, se werk, as ook die engele en God se leerskare nie. Nou wil ek gou vir u net sê, vriende, is daarom maar opmerklik, hoeveel van die suurdeeg van die Sadduseërs ingekom het
by die kerk van vandag? Hoeveel mense erken dat met die geboorte van Jesus, jaar in en jaar uit, het hulle geen probleem met Gabriël wat vir Maria kom verduidelik, dat sy gaan swanger word, en die engele wat by die herders verskyn het, met die geboorte van Jesus nie? En tog, wanneer hulle besef, wat die hele Nuwe Testament verder verduidelik oor hoe hulle in diens van God is, tot sy dienaars, diensbaar is en magtige vuurvlamme is, wat vir die heiliges intree, dan word daar skaars by mense daaroor nagedink. En 'n verdraaide beeld van die geestesriem word by baie Christene vandag gesien. Dit is interessant dat sommige mense glad nie weet, dat dit dalk 'n klein bietjie suurdeeg van die Sadduseërs was, wat maak dat hulle die mens vlees en bloed raak sien as hulle grootste bedreiging, en nooit eers weet dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in hierdie lig, teen die wêreldheersers van hierdie eeu nie. Sien jy hoe skadelik is 'n klein bietjie suurdeeg van die Fariseërs en van die Sadduseërs? En Jesus waarsku sy disippels. Waaraan herinner hy hulle? 2 dinge. Hulle staan met 1 brood in die skuit. En toe Jesus hulle vermaan, toe kyk hulle na die 1 brood, maar is asof hulle dink, dit is eintlik asof ons geen brode het nie. Is omdat ons nou nie brode het nie, is omdat ons nie meer die wonderwerk by ons fisies het nie, van wat 'n paar uur terug gebeur het nie. En moenie dink, Jesus het dadelik vir hulle gesê, ek probeer nie vir julle praat oor die broodjie nie. Hy vra hulle die vraag, klein gelowiges, hoeveel mandjies het julle met die eerste vermeerdering opgetel? Hulle sê 12. Hoeveel met die tweede? 7. Is julle hart nog hard? Het julle oë en julle sien nie? Sien julle dan nou nie? Sien julle nie wie ek is nie, sê Jesus? Hoor julle dan nie? Hoor julle dan nie hoekom ek vir julle sê, pas op vir hulle, pas op vir hulle, pas op vir hulle nie? Want as daai lering inkom, beroof dit jou van jou geloof. En binne in 'n oomblik gaan jy nie eers meer dink aan wat ek sopas vroeër gedoen het, en dat hierdie 1 brood vergenoegsaam vir ons almal kan wees, en vir die wêreld kan wees, en vir almal kan wees, tot aan alle ewigheid, as hulle net sal neem, en hom sal eet, en hom sal aanvaar nie. Maar daar is 'n derde suurdeeg waarteen Jesus die disippels gewaarsku het. En al loop dit nouliks hand aan hand met die Sadduseërs, het Jesus die disippels vermaan en gesê hulle moet besop vir die lering van Herodes. Kan jy glo dat Jesus gepraat het oor 'n lering van Herodes? Het jy al daaroor nagedink toe ons dit nou lees? Wat sou jy sê is die suurdeeg van Herodes? Is dit nie makliker om te sê, ons moet nou eintlik net besop vir die godsdienstigheid van die Fariseërs, hulle vroom lewe, hulle gefeinsheid, die Sadduseërs en hulle verdraaide weergawe van wat hulle glo, wat hulle nie glo nie. Is dit nie dat ons net daarop op hoede moet wees nie? Nee. Jy sien, die lering van Herodes is daai lering wat van geslag tot geslag oorgedra word. Trouwens, die Herodes waarvan ek en jy nou gelees het, is nie die Herodes wat al die babatjies vermoor het, so 'n paar jaar nadat Jesus gebore was nie. Jy sien, koning Herodes wat gelewe het, toe die wyse manne by hom kom en sê, waar is die koning van die Jode? Ons het gekom, ons het sy ster gesien, ons wil graag aan hom hulde bring. Dit is nie hy wat hierdie Herodes hier is nie. Dit is sy seun. En jy weet, daai Herodes, volgens Matteus se evangelie, het nadat Josef en Maria met die kindjie gevlug het na Egipte toe, en toe hulle eers terugbeweeg het, nadat hulle gerig gekry het dat daai Herodes oorlede is, kry ons nou hierdie Herodes wat 'n opvolger is van sy pa, en net nog meer en meer bekragtig en sterker word. Weet u wat is die lering van Herodes? Kan ek u vra, weet u wat is die lering van Herodes? Dit is mense wat doen wat hulle laat goed voel. Hierdie Herodes het 'n behoefte gehad om vir Johannes die Doper beter te leer ken, nadat hy hom gevange geneem het. Hy begin ag gee op Johannes die Doper, maar weet jy wat gebeur? 'n Dame dans voor hom, op een van sy partytjies. En hy is so in hoeha oor hoe wonderlik hierdie dans voor hom is, dat hy vir haar sê, enigiets wat jy my vra, sal ek vir jou doen. Onthou jy, toe vra sy en haar moeder, dat hy Johannes die Doper se kop op 'n skinkbord moet bring? Jy sien, hierdie Herodes se lering, daai tipe lering wat tot vandag toe bestaan,
is om te doen wat die wêreld verwag, sodat jy populêr sal bly. Ek is bevrees, baie van Christendom vandag is om nie net te bly by die tegnologie van die tydsgees waarin ons leef nie, maar is om amper vir die wêreld te probeer sê, if you can do it, I can do it better. Dis daarom maar jammer dat ons dink om die wêreld te vermaak, het ons nodig om vir hulle te wys, ons as Christene is nie agter of oudmodies nie. En dat ons probeer om nuwe dinge, nuwe klanke, nuwe dinge, nuwe goeders te doen om die mense te betrek. Want as ons dit nie gaan doen nie, as ons hulle nie hulle aandag gaan hou nie, dan gaan hulle nie na Jesus toe kom nie. Luister vriend en vriendin, die suurdeeg van Herodes sal vir jou en vir my alles laat opoffer, ja selfs iemand se lewe laat opeis, net om populêr te bly vir die volgende mense wat nog steeds vir jou gaan stem, of nog steeds vir jou, na jou toe gaan kom, of na jou gaan luister. En ons sal hoeveel duisende rande spandeer om sekere dinge te gee vir Christene, sodat hulle net tevrede moet wees, en net nie moet wegbly van die kerk, of net nie moet wegbly van samekomst, of net nie moet wegbly van Jesus nie. Maar daar is 'n ander ding wat die Heilige Gees op my hart gelê het van Herodes. Jy sien, Herodes se leer word van geslag tot geslag oorgedra. En een van die dinge wat Herodes gedoen het, is omdat hy die mag gehad het om uit sy posisie op te tree met die wêreldstelsel en in kontak met die wêreld, het hy dit geen roof geag om selfs met sy verhouding met die godsdiens uit en uit godslasterlik op te tree en nie te glo nie. Ek wil hier waarsku vandag, vriende, en ek sluit af, dat dit is dalk makliker vir jou in jou Christenwandel om van ver af te sien, dat daar suurdeeg van fariseërs na jou kant toe kom, en glo vir my, ons gaan daai versoekinge kort kry. As Jesus versoek was, selfs wanneer hy net uit 'n skei uit klim om in 'n dorp in te gaan, wat laat jou dink dat ons nie versoek gaan word as sy liggaam en sy bruid nie? Jy sien, die fariseërs se suurdeeg is om jou in godsdienst te kry en om jou dinge te laat doen, om terug te keer na die wet toe, en as jy in die wet is, dan gaan jy begin wetties leef en ander veroordeel. Die suurdeeg van die Sadduseërs gaan jou begin laat betwyfel in sekere dinge wat hier staan, en jy gaan sekere goed miskien as mites begin sien, en jy gaan nouliks probeer saamwerk om te kyk wat die wêreld ook doen. En jy gaan jou so diep inkry in die wet van Moses, dat jy eintlik jou liedjies kan begin verander, en nooit weer dink aan wat 'n vriend het ons in Jesus nie, maar jy gaan begin sing, wat 'n vriend het ons in Moses. En met daai suurdeeg sal jy binnekort jou Moses teekom. Maar die suurdeeg van Herodes, en dit is wat die Heilige Gees op my hart gelê het, wat ek vir jou moet oorwaarsku, net soos Jesus se disippels sou geweet het wat hy daardeur probeer sê. Jy sien vriende, almal het geweet, Herodes glo nie in God nie. Almal het geweet, dat Herodes 'n afgodedienaar is, of, soos baie spekuleer, tot en met vandag, dat hy homself as God gesien het, as 'n God gesien het, en baie sterk anti-God opgetree het, met ander woorde, soos 'n ateïs. En daarom is dit baie belangrik dat ek en jy sal weet, dat Herodes se suurdeeg, Herodes se lering, is 'n wêreldse lering, of 'n mitiese lering, wat vir jou en my so oortuigend sal voorkom, met die aardse bewyse, van wat nog nie ontdek is nie, of wat nog nie gedoen is nie, of wat nog nie bewys kan word nie, en dat dit absoluut en solied uit die wêreldse feite en wysbegeerte leef. Jy sien, die suurdeeg van Herodes is tot vandag toe relevant, en daardie suurdeeg is besig om mense in te trek en te deurdrink, en mense begin al hoe meer twyfel, al hoe meer glo in wat hulle by hulle moes gehad het om aanvaarbaar te wees vir Jesus. Die disippels het een brood by hulle in die skei gehad, en hulle het klein geloof getoon met Jesus se waarskuwing. Trouwens, hulle het nie eers sy waarskuwing die eerste keer reg verstaan nie, want hulle het onder mekaar geredeneer en gedink, somdat ons nie die brode by ons het nie, somdat ons nie die wonderwerk vasgehou het nie. Jesus is dalk teleurgesteld. Ons moet nou pas op, want nou het ons een brood, en nou gaan ons ook soos hulle, fariseërs, sadduseërs, 'n nuwe teken vra. En hierdie een broodjie is nou nie vreeslik iets om te wys van ons geloof nie. Min het hulle geweet,
dat die een brood in hulle hand 'n kosbare vergelyking is van die ware brood van die lewe wat by hulle is, dat dit vergenoegsaam is. Min het hulle geweet dat die vermaning van Jesus juis ook iets te doen het met daardie een brood. Jy sien, vriend en vriendin, as ons in Jesus Christus glo, ek gaan my Bybel gebruik as 'n voorbeeld, as ons die brood van die lewe ontvang, die getuienis van God aangaande sy seun ontvang, moet jy weet dat ons versoek gaan word met die suurdeeg en die leringe van die Fariseërs, Sadduseërs en Herodes. En dit kan baie maklik wees dat as ons nie vol is en versadig is van Jesus Christus en hom alleen nie, en vanuit hom en deur hom en tot hom leef nie, dat daar 'n klein bietjie suurdeeg nodig is om jou terug te kry in die wet van Moses. Dat daar 'n klein bietjie suurdeeg is om jou te kry, dat jy begin betwyfel wat die skrif sê, en nie meer gaan glo wat God sê, hy deur sy engele magte, en dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. En dan is dit baie maklik om te verstaan hoe die suurdeeg van Herodes kan inkom, en ons so probeer laat betwyfel, en wat is nou waar, en wat is reg, en wat het gebeur, en wat het nie gebeur nie, sodat voor ons kan kry, ons nie net klein gelowig is nie, maar dat ons hele wese deurdrenk is, met 'n suurdeeg, wat nie daar hoort te wees nie. Daarom wil ek jou vra, of jy nie graag saam met my sal luister na hierdie versie, wat vir my een van die kosbaarste verse is, wat ons kry in 1 Korintiërs 5 nie. Ek lees vir jou net vers 6, 7 en 8. En Paulus praat met die mense in Korinthe, en hy sê vir hulle, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, suiwer dit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Is maar kosbaar. Ek kan net 'n nuwe deeg wees as ek weet ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Ek kan net 'n nuwe deeg wees as ek weet ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek kan net 'n nuwe mens in Christus wees as ek hom ontvang, my tot hom bekeer en my ten volle aan hom onderwerp, en die brood van die lewe, die suurdeeg van die koninkryk van die hemele, die leringe van God in die seun in laat werk in my gees, siel en liggaam. Luister wat sê Paulus, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Hy sê julle is, maar nou lewe julle asof julle bietjie van daai suurdeeg, bietjie van daai suurdeeg, bietjie van daai suurdeeg, bietjie van ons ou suurdeeg nog gehad het. Hy sê, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie. Is dit mooi nie? Paulus sê eintlik, pst, julle, moenie weer teruggaan na die Ou Testamentiese wettiese sisteem toe, en met daai suurdeeg, daai leringe, daai farisisme, daai sadducisme, dit inwerk as suurdeeg in jou lewe, en daardeur 'n feeslewe probeer leef nie. Hy sê, en moet ook geen fout maak nie. Die genade van Christus het jou nie vrygespreek om te doen wat jy wil, en te dink, maar nou kan ek maar sonde doen, want dis nie meer 'n issue nie. Ek is mos gereinig, ek is mos geheilig, ek gaan mos hemel toe nie. Hy haal al twee aan. Hy sê die ou suurdeeg, waartoe sou Paulus verwys, dit wat hy gehad het in sy lewe, dit wat baie van ons al in ons lewens beleef het. Jy weet dat jy hierdie godsdienstige front moet voorsit, of dat jy die wet moet onderhou plus Jesus, of dat jy sekere dinge moet doen, want as jy daai dae en daai maande en daai feeste nie onderhou nie, Paulus sê die feeslewe lê in die nuwe deeg. Die nuwe deeg gaan 'n nuwe fees vier. En hy sê, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie. Hy sê, onthou julle ook toe julle voor julle bekering goddeloos was? Hy sê vir die mense in Korinthe, daar was 'n suurdeeg. Ja, Herodes se suurdeeg. Doen wat die wêreld sê. Ons lewe vir nou. Ons het geen idee of ons hierna 'n lewe het nie. Wie kan dit bewys? Steel van die suurdeeg van Herodes, steel van die suurdeeg van 'n ateïs, steel van mense wat nie in Christus glo nie. Daar's geen sekerheid vir hulle na die dood nie. So lewe vir hier en nou. En Paulus sê, suiwer daai ou suurdeeg uit, man. Dit hoort nie in jou lewe nie. Jy's 'n nuwe deeg. Jy's gevul met die suurdeeg van die koninkryk van die hemele. Jy het Jesus Christus. En hy sê,
Laat ons dan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Amen. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, die Sadduseërs en Herodes. Maar maak jou hart, jou gees, jou liggaam en jou siel ten volle oop vir die suurdeeg, die lering van die Koninkryk van die Hemele in Christus Jesus ons Here, en neem hom, die brood van die lewe, ten volle aan. Want jy sien, liewe vriend en vriendin, ons kan nie meer vir die wêreld brood gee, die evangelie gee soos brood, en daar is stukke in wat deurdrenk is van die Fariseërs, van die Sadduseërs en van Herodes nie. Maar ek en jy kan die brood van die lewe suiwer breek en vir die mense gee. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Amen. Vader, ons loof en prys U in Jesus naam vir hierdie vermaning, vir hierdie waarskuwing, dat ons op ons hoede moet wees, dat ons versigtig moet wees, wat se suurdeeg ons toelaat, om heeltemal in ons lewens in te werk. Want ons weet, 'n klein bietjie suurdeeg, net 'n klein bietjie lering van die verkeerde agtergrond, van die verkeerde groepering, van die Fariseërs of die Sadduseërs of die Herodes, net die klein bietjie lering, wat nie kom van die Heilige Gees nie, sal ons heeltemal van ons vryheid in U beroof nie. Here, dankie vir die voorbeeld, op voorbeeld, waar ons in Paulus se briewe kan sien, hoeveel keer hy die mense moes vermaan om te sê, haal die ou suurdeeg uit, en moenie wandel met die ou bose suurdeeg nie, maar leef met die nuwe wat ons ontvang het, die nuwe lewe in Christus, dat ons heeltemal ongesuurd is, ja, versadig is, in U geregtigheid, en geseënd is, in Jesus Christus, en hom alleen. Amen.